En dan Vrydag 24 Julie is dit so na Barnard. Die deurkollekte vanoggend gaan vir die CMR plaaslik. Volgende Sondag sal Dominee Obrighuis weer die diensie waarneem. Dan Fanie Cronje is nog steeds in die hospitaal, maar dit gaan goed met hom. En die beplanning vir Julie en vir Augustus maand, die 26ste Julie, het ons nagmaal en die nagmaal ete gaan voort. Ons vra net dat al die getalle teen Maandag 20 Julie deurgegee moet wees, dat ons net gaan weet hoeveel mense ons moet voorberei. En aan die 7 Augustus is die Transbabiaans. So ons gaan 'n pasta gereg en aardappelslaai aanbied en ons soek mense wat ons kan help met die voorbereiding daarvan asseblief. Nou die Kloofbazaar, ons kan dan rapporteer as 'n bedrag van 180.000 wat ingekom het. En ons sê baie dankie vir elkeen wat daarvan ondersteun het. En dan Dinsdag het ons 'n virtuele onderhoud met die volgende predikante wat aansoek gedoen het vir die vakante pos hierso. Dit is Dominee Johan Holshausen, Dominee Isaan Ellis, dis ook 'n man, en dan Dr. Benny Maree. So dit is wat ons nou beplan vir hierdie week. Dankie. Goed, goeiemôre. Kom ons begin saam sing uit die liedereboek. Ons staan, dan begin ons met lied 191, Grote God aan U die eer, 1, 2 en 3. lied 265, 265, 1 en 2 en enigste Here enkele wese.
334, God is liefde, juig ons harte, kom ons sing al 3 verse, al 4, al 3 eerste, al 4 verse, as 1, 2, 3 en 4, 3, 3, 4. meer, 1, 2 en 3, 4, dubbel 9. Jesus bron van al my vreugde, vers 1 en 2, 1, 6, 7. All
Hemelse Vader, as ons in hierdie oomblikke voor U buig, U die Almagtige, die enigste, die lewende, die groote, die Almagtige, die alleen wyse God, kan ons maar net voor U buig. En kan ons maar net vra, wie is daar soos U? Want niemand is soos U nie. En daarom dank ons U, Here, vir U goedheid. Ons dank U vir U genade. Ons dank U vir U liefde. Ons dank U vir U sorg en bo alles dank ons U, Here, dat ons kan weet, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Amen. Liewe gemeente, die Here groet elkeen van ons en sê genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen van u geskenk. Ons gaan net die Here se woord uitlees, die bekende Psalm 23. In my Bybel op bladsy Grootdruk Bybel 83 vertaling, bladsy 545. Ek weet nie waar dit by u is nie, maar in die middel van die Bybel omtrent, Psalm 23. Die Here is my herder, Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met heerlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in die lengte van dae. Nou tot sover die lees van die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde saam. En dan vra ons dat die Here waarlik deur sy woord en deur sy gees ook met elkeen van ons sal praat. Hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblikke in diepe afhanklikheid van U wat is en was, en Maranatha weer eendag op die wolke gaan kom. Ons kom in hierdie oomblikke en ons kom buig voor U, en ons kom bring aan U eer en lof en dank en aanbidding. Dankie Here dat ons elke Sondag geleentheid het om rondom die woord by mekaar te kom. Ja Here, ons bid vir so baie wat die geleentheid het en wat die geleentheid nie gebruik nie, wat wegbly om een of ander rede, wat nie begeer om in die huis van die Here saam met medegelowiges by mekaar te kom nie. Ag Here, ons bid vir elkeen van hulle. En ons bid dat U deur die Gees in die harte van die gemeenskap van Willowmore sal werk, dat U Gees vaardig sal word, Here, dat U sal klop in die harte van mense, aan die deure van hulle harte. Ag Here, ons pleit vir hierdie gemeenskap, ons pleit vir hierdie gemeente, ons pleit vir hierdie dorp, want Here, daar is so baie wat eendag gaan kom, en gaan kom voor die troon, en gaan kom verskyn, en gaan sê, Here, ek het dit gedoen, Here, ek het dat gedoen, Here, ek was 'n dominee, ek was 'n ouderling, ek was 'n diaken, ek was 'n jeugwerker, Here, ek het Sondagskool gegee, Here, ek het by die bazaar gehelp. En dan gaan die Here sê, gaan weg van my af, want ek ken julle nie. En Here, dis 'n bekommernis vir ons, dat so baie mense dink dat hulle in die geloof is, en daarom sê Paulus ook daar in Korintiërs, dat julle moet julle self ondersoek, om seker te maak of julle wel in die geloof is. Julle wel tot bekering gekom het.
of julle wel disippels van Jesus Christus is, of julle hom volg, of jy hom lief het, en of julle hom ken. En daarom is ons gebed vandag, Here, as ons na u woord luister, gee dat ons verby 'n gewone sondige mens kyk en hom miskyk en hoor, so sê die Here, die lewende God, die goeie herder, hy wat sy lewe vir sy skape afgelê het. Baie dankie Here dat ons dit bid vir hulle wat siek is. Ons dink aan hulle wat oorlede is in hierdie week, Here. Ons dink aan die oom daar in die ouete huis wat geval het en die kamer in die brand gesteek is en oorlede is. Ons bid vir sy familie. Ons bid vir die familie van Chattas, Here, wat ons gehoor het oorlede is. Ons bid vir almal, Here, in hospitale, in ouete huise, in plekke van afsondering, waar mense eensaam en alleen is en voel dat niemand in hulle belangstel. Ag Here, maak ons oë oop, dat ons die nood, die trauma, die hartseer, die alleenheid, die eensaamheid in mense se lewens sal bemerk en sal uitreik na hulle. Want Here, ons is die kinders. En u sê baie duidelik, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Gee vir ons daarom, Here, geopende ore, gee vir ons geopende harte, gee vir ons 'n sensitiwiteit, die werking van die Heilige Gees in ons lewe, dat ons sensitief sal wees vir mense se gevoelens, dat ons woorde sal suiwer en reinig, en dat ons nie sal aanstoot gee nie, maar dat ons sal bemoedig, en dat ons mense sal aanmoedig, en dat ons mense sal help, en dat ons vir mense sal bid, en dat ons sal wees daar, Here, vir ons naaste, soos u elke oomblik daar vir ons is. Dankie Here dat ons kan bid vir die hele gemeenskap, vir al die boere in hierdie omgewing, wat ook maar gebuk gaan, Here, onder roofdiere, en ander dinge wat met hulle gebeur op die plaas. Ons bid vir elke boervrou. Ons bid, Here, vir ons land, wat op die druppel staan, Here, van verandering. Ons bid werklik dat die regering wat daar sal kom in ons munisipaliteite en ook in ons regering mense sal wees, wat u ken en wat u lief het en wat u eerste stel. Ja, Here, help elkeen van ons wat hier is, om u eerste te stel, voor ons eie gemak, voor ons eie geriewe, voor enige iets, dat Jesus koning sal wees in ons lewe, dat hy ons Here, ons God, ons Maker, ons Meester, ons Verlosser, ons Redder, ons Saligmaker sal wees, en dat dit sigbaar sal wees in ons lewens, dat dit vir ander mense 'n oorboek sal wees om te lees. Ons bid dit, Here, in Jesus naam. En ons bid, Here, dat u ook ons sal vergewe waar ons teenoor mekaar, maar in die besonder teenoor u gesondig het, Here, met woord en met daad, met dinge wat ons dalk nagelaat het om te doen. Vergewe ons, reinig ons met die bloed van Jesus, en maak ons gewillig, Here, om ons kruis op te neem, elke dag onsself te verloon en te verraai, en Jesus te volg. Ons bid dit in sy naam met dank. Amen. Nou broers en susters, ons het nou gelees uit Psalm 23, 'n baie bekende psalm. Nou moet jy verstaan, dis seker die mees geliefde psalm wat daar is. Ek het al baie ervaar dat mense op hulle sterfbed, of wanneer hulle baie siek is, sê, lees vir my Psalm 23. En die rede hoekom mense so lief is vir hierdie Psalm 23 is, want dit spreek baie lewensprobleme aan wat mense ondervind in hulle lewe, op 'n helder, duidelike, direkte manier. Hierdie Psalm het al tallose mense vertroos, bemoedig en weer laat opstaan indien hulle geval het. Nou, hierdie Psalm spreek 'n klomp probleme, as ek seker is omtrent 7 aan, maar ek wil nie op almal ingaan nie. Ek wil net na een probleem kyk, en dis die woord bekommernis. En hierdie
bekommernis vind ons in die heel eerste vers van hierdie Psalm. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Nou weet jy, daar is baie dinge wat ons bekommerd maak, ons hele werksituasie in die land, die werkloosheid wat daar is onder die bevolking, die weer, die misdaad, die tendense wat deesdae posvat. Ek dink, as gelowiges het ons in die besonder rede om bekommerd te wees oor baie dinge. Die vraag is net altyd, help dit om bekommerd te wees? Is daar enige nut om bekommerd te wees? Want jy sien, daar is 3 probleme met bekommernis. Die eerste ding is, bekommernis is onproduktief. Dit doen niks in jou situasie nie. Dis soos om in jou kar te klim en die engine aan te skakel en dit nie in rad te sit nie, net die petrol te trap en 'n klomp geraas te maak, maar jy gaan nêrens heen nie. Want dit is wat bekommernis doen in 'n mens. Dit verander nie jou situasie nie, dit verander nie jou verlede nie, dit het ook nie 'n effek op jou toekoms nie, glad nie. Dit maak eintlik jou in die hede baie ongelukkig. En ongelukkig is dit ook so, dat wanneer 'n mens bekommerd is, dan raak hierdie bekommernis, wat 'n klein molshoopie is, later aan 'n baie groot berg. Dis ook onredelik, dis dom, want dit maak glad nie sin nie. Jy gaan haal later aan 'n molshoop, gaan haal jy 'n berg, omdat jy bekommerd is. En jy kan dit nie verander nie, en jy mors tyd om bekommerd te wees. En dit is ook ongesond vir jou liggaam. 'n Mens kan sien wat bekommernis aan mense doen, dit maak mense letterlik siek, oorsaak maagseer en allerlei ander bekommernisse. En hoe vinniger jy jou ophou bekommer, hoe vinniger gaan jy gesond wees. So dit is baie belangrik dat ons hoor wat sê Dawid, en dit is belangrik dat ons kan sê, die Here is my herder. Ek dink, as ons rondom ons kyk, is daar baie mense wat dit nie kan sê nie. Ek dink as ons rondom ons kyk, is daar baie mense wat dit nie wil sê nie, wat nie 'n herder wil hê nie. Maar u en ek wat die Here ken en die Here liefhet, ons kan in die geloof sê, die Here is my herder. Hy sorg vir my, hy lei my, hy help my, hy beskerm my. Die groot probleem is egter dat u en ek dra baie kere bagasie saam met ons. Bagasie uit die verlede uit. Sak vol skuldgevoelens, 'n tas vol onvergenoegdheid, 'n bitterheid, 'n tas vol onvergewensgesindheid, 'n tas vol smart, vrees, eensaamheid, en so sleep ons hierdie bagasie saam met ons deur die lewe, en sonder dat ons weet, speel dit 'n rol in ons lewe. Maak dit dat ons dikwels nie kan sê die Here is my herder nie. Jy weet, dikwels is daar bitterheid in mense se lewens. Ek dink dis baie keer een van die redes hoekom mense op die kerk toe kom nie. Mense het seer gekry in die kerk. Nie die kerk nie, maar ander mense wat aan die kerk behoort, het mense seer gemaak. En nou bly hulle weg in die kerk het, omdat hulle seer gekry het. En dis nie 'n wonder, mense sak in die aande uitgeput en moeg in hulle beddens neer, want al hierdie dinge dra hulle saam met hulle dag vir dag. En dis hoekom hulle moeg is, en dis hoekom jy skuldgevoelens by mense kry. Nou, Psalm 23 wil vir een van my leer, die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet hierdie bagasie wat ons saam met ons dra, neersit. Ons kan God dien met oorgawe. En dit is wat Dawid in hierdie Psalm vir ons wil sê, die eerste stuk bagasie wat ons moet neersit, gaan jy nou snaaks dink as ek dit vir u sê, ons moet God neersit. Of dan liewer die God wat u en ek van God gemaak het. En kom ek verduidelik u broer en suster, iemand het dit baie mooi gesê, en ek lees dit vir u, hy het gesê, God is great, not just because nothing is too big for him. God is great because nothing is too small for him even. Dit is 'n
'n ding waaroor u en ek moet dink. Hoe dink ons oor God? Jy weet, as 'n mens maar sommer net wegbly in die kerk uit, of sommer net nooit die woord van die Here lees nie, dan is daar 'n manier van denke. Die ateïs sê hy glo nie in God nie, maar as 'n mens gaan vra, is sekerlik 80% van mense noem hulle self Christene. Want hulle het 'n idee oor godsdiens, hulle het 'n idee oor geloof, maar hulle het 'n idee hoe God lyk. Vir baie mense is God letterlik soos daai geesie in die of die genie soos hulle sê in die bottel. As ek die bottel vryf, dan moet God my help. As ek in die nood is, dan vra ek God en dan moet God my help. En as ek hom klaar is en ek klaar gehelp het, dan sit ek hom weer een kant toe totdat ek hom weer eendag nodig het. Vir ander mense is God weer soos 'n gawe oupa. Sag, liefdevol, vergewens altyd, verstaan altyd, word nooit kwaad nie. Jy kan letterlik alles doen wat jy wil doen, want jy verwag niks terug nie en hy gaan ook nie kwaad word nie. Net jammer dat wanneer jy hierdie oupa nodig het, dan gaan lê hy en hy gaan slaap. Ander mense dink weer God is soos 'n vader, 'n besige pa. In die week is hy weg, hy is nie beskikbaar nie. Maandag vertrek hy, is weg en hy het vergaderings en hy's druk besig en dan op 'n naweek dan is hy weer daar by die huis. En dan is hy by die huis en hy kan help, maar dan voor jy kan sê wat, dan is hy weer weg. So hoekom noem ek hierdie voorbeelde vir u? Baie mense het 'n gedagte oor God wat goed lyk, maar nie veel beteken nie. Want 'n besige pa het nie tyd om met jou te praat nie. 'n Besige pa het nie tyd om na jou te luister nie. Hy is op te swak om jou laste te dra. 'n Genie in 'n bottel is swakker as jy, want jy moet sê wanneer hy in die bottel uit moet kom. So eintlik wat ek vir u probeer sê, ek dink die God wat baie mense aanbid, is 'n afgod, as ek dit so kan uitdruk. Dis nie die God van die Bybel nie. Dis God wat hulle in hulle breine gevorm het. En dis daarom die belangrike vraag, 'n afgod wat nie veel beteken nie. En is dit dan wat u en ek wil aanbid? Jy weet, A.W. Tozer, ek gaan dit vir u in Engels lees, 'n baie man, hy was, as ek nou reg onthou, was hy 'n loodgieter gewees, en sy vrou het gepreek op 'n stadium, en toe hy die Here deur sy gees in sy lewe gewerk, en hy het 'n baie sterk prediker geword. Hy het gesê, what comes to our mind when we think about God is the most important thing about us. Hoe ek oor God dink. Want jy sien, dit gaan daaroor, die vraag is, hoe groot is jou God? Of anderste, hoe klein is jou God? Want sê hierdie A.W. Tozer, hy sê, our highest thoughts of God do not do justice to his goodness. En dis hoekom Paulus, daar in Romeine uitskryf, hy sê, 11:33, oor diepte van rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeel, hoe onnaspeurlik sy weet. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie kan hom raad gee? Tozer is reg wanneer hy sê, the heaviest obligation lying upon the Christian church today is to purify and elevate her concept of God. Ons moet ons idee oor hoe God is en hoe ons oor God dink, moet ons reinig en heilige broers, susters, laat ek eerlik wees, ons moet dit verander. Want as God die groot en heilige God vir my is, dan gaan ek anderste optree, as wat ek dink God is maar 'n klein goetjie, hy kan nie veel doen nie. En weet jy, elke keer as ek op die kansel klim, ook hier by op Willowmore, is dit vir my die belangrike ding, dat ek God sal vereer, dat ek God sal verhoog, dat ek God se naam sal groot maak, sy grootheid, sy goedheid, sy godheid. Maar alhoewel u en ek nie beelde aanbid nie, alhoewel ons nie beelde van hout of silwer of so maak nie, u kan maar gaan lees in die Bybel, en dan lag die profete dikwels, en hulle sê, hierdie ou maak van hout, maak hy 'n vuur,
en van daai selfe hout maak hy 'n afgod, en van daai selfe afgod maak hy nog iets anders op. So dis baie belangrik, hoe dink u en ek oor God? God is so hoog en verhewe dat ons nie werklik aan God kan dink nie. God het met Moses gepraat en vir ons sê, jy kan my nie sien nie, jy kan my nie bepaal nie. So God is so groot, en tog dink u en ek dikwels so klein oor God. Want as ek nou op 'n Sondagoggend sê, ag ek is nou nie lus nie, ek gaan nou nie kerk toe nie, of ek gaan nie stilte tyd doen nie, of ek gaan nie die woord van die Here lees nie. Dan moet ek wonder, hoe groot is God werklik vir my? Is hy daardie onbeskryfbare, onmeetbare, onverstaanbare God, wat groot en goed en godheid is? Of is God 'n God wat ek maar met my denke gevorm het? Is dit die God wat u en ek aanbid, broer en suster? 'n klein God, wat ons kan bepaal, of is die God wat u en ek aanbid so onmeetbaar groot? Dawid hier in hierdie Psalm wil vir ons sê, kom ek vertel julle wie is God. En hy doen dit deur Psalm 23 op 'n aangrypende wyse te begin met die eerste ding wat hy sê, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Jy weet, die Israeliete het nooit die Here God se naam uitgespreek nie, want dit was as heilig beskou. As hulle met oor God gepraat het, en dan hulle die woorde Adonai gebruik, wat ook Here beteken. En as hulle God se naam moes ergens skryf, dan het die skrywer wat geskryf het hy, voor hy die woordjie Adonai geskryf het hy eers homself gebad en gewas en gereinig en skoongemaak. En dan as hy die woordjie Adonai geskryf het hy die pen wat hy gebruik het uitgebrand. Want God was heilig. Jy kon nie God se naam net gebruik nie. En ek dink, dis waar die eerste probleem met ons as kerk vandag is, en baie gelowiges wat sogenaamd Christene is, sogenaamd kerkmense is. Ons het nie meer daai respek en daai eerbied vir die heiligheid van God nie. Ons het nie meer daai vrees vir God nie. God is nou sommer ons maatjie, ons vriend. Ons kan maar met hom praat soos ons wil, en die mense hoor dit dikwels onder jong mense, dat hy is iemand wat ons maar kan meer vriende wees. Die Jode leer ons, God is heilig. Nou wat was God se regte naam? Moses, die man van God, het dit eerste uitgevind, en voor Dawid nog hierdie Psalm 23 geskryf het, Moses al daar in die brandende besembos, het hy God gesien, en het hy God se opdrag gekry, en daar het hy gevra, Here, wie sal ek, as toe die Here hom sê, gaan na die Israeliete toe, en lei hulle in die beloofde land, vra hy vir die Here, maar wie sal ek sê, het gesê, wie stuur my? En hy het antwoord hulle, ek het jou gestuur. Nou wat beteken dit, broers en susters? Die woordjie ek is in Hebreëus is dieselfde woordjie wat gebruik word om te sê, om te wees. So hierdie twee woordjies op hulle weerd is afgelei van die woord Yahweh, wat eintlik God se eintlike naam is. So Yahweh beteken eintlik dat God is onveranderlik. Hy is nie verwek nie, hy is nie gemaak nie, hy is nie veroorsaak nie. Hy is en hy is nog altyd gewees. Hy laat veroorsaak, hy skep, hy maak self. Hy is die onveranderlike God. Hy is Yahweh, want hy is. Nou, mense kan verder gaan en mense kan nou vra, het jy al iemand gesien wat hier rondloop tussen ons en sê ek is? Nee, mense sal altyd hoor, hy voeg altyd by, ek is Jan, of ek is Koos, of ek is bang, of ek is hartseer, of ek is bly. Ons sien altyd uit, iets by, maar God sê, ek is nog altyd daar gewees, die ewige, die almagtige. En dis baie belangrik, wanneer Dawid hierdie Psalm skryf, kan hy al hy Adonai, Yahweh, al die name kon hy gebruik, maar hy sê, nee, die Here is my herder. En nou moet jy onthou, die herders in daai tyd, is nie soos ons vandag vir die skape aanjaag nie. Daai herders het voorgeloop.
En Jesus sê dit baie duidelik as hy praat. Die skape volg hom, want hulle ken sy stem. Hulle volg die herder. Hy kon gesê het, El Shaddai, maar hy het nie. Hy kon gesê het El Elyon, die hoogste God. Hy kon gesê het El Olam, die ewige God. Maar hy het nie. Hy het nie God se naam gebruik nie. Hy sê die Here is my herder. Want dit is God se naam, hy wat ek kan volg. Nou weet jy, as die Here dan my herder is, hoekom volg ek hom nie? Dis 'n vraag wat by 'n mens opkom. Dikwels volg ons 'n herder wat ons nie nodig het nie. Ons het almal beperkings, jy weet, ons leef maar moeilik, ons is nie altyd gesond, die verhoudings misluk. Dinge gaan nie altyd goed met ons as mense nie, maar God is nie so nie. God is onveranderlik. Hy is en hy was, hy is nog altyd dieselfde gewees. By God is daar nie beweging nie, hy bly dieselfde. Sy plan is dieselfde, sy liefde is dieselfde, sy genade is dieselfde. Ek het al gehoor mense sê die God van die Ou Testament is anders as die God van die Nuwe Testament. Maar ek kan maar gaan lees, God bly dieselfde. Hy's 'n liefdevolle God, maar hy's 'n streng God. Hy's 'n God wat mense eendag voor sy troon gaan laat verskyn. Net so min as wat 'n klippie in 'n dam 'n storm kan veroorsaak, net so min kan u en ek God verander. God is wat hy is. Hy's die ankerpunt, hy's die een wat vas bly staan en hy's die een wat alles tot stand gebring het en wat altyd daar sal wees. Selfs in my grootste nood, in my grootste moeilikheid, kan niemand God wegvat. Nie 'n tornado nie, nie kanker nie, nie 'n aardbewing nie, niks en niemand kan God wegvat nie. Ons help mekaar, ons troos mekaar in storms. Maar dis net God wat 'n storm kan stilmaak in my lewe. Jou vriende sal jou hande vashou, hulle sal vir jou bid, hulle sal jou troos, filosofe kan praat oor die sin van die lewe, maar dis net God wat die lewe sinvol kan maak. In kort broer en suster, ons het God nodig. Ons het Jahwe nodig. Ons het 'n herder nodig. Die een wat onbeperk is, wat onverwek is, wat altyd daar is. Hy is ons herder. En dis nou weer daar waar 'n mens begin dink, hoe groot is my idee van God? As ek dink God is klein, as ek dink ek kan maar God beheer, soos baie mense maak, dan verstaan jy baie min. Want 'n God wat klein is kan ek beheer, en hy's dalk handig nou en dan, maar hoe kleiner jou God is, hoe swaarder gaan jy in die lewe dra. Hoe meer ons van God 'n afgod maak, 'n God wat ons pas, gaan ons die lewenspad alleen stap, want God gaan nie saam met ons loop, as ons 'n God maak soos ons hom wil hê nie. Dis net God wat in die stilte van die nag jou kan aanraak met die teerheid van daai eerste sagte lentereën. Daai God wat wie alles moontlik is. En dis die God waarvan Dawid praat, broer en suster, die lewende God. Dawid het 'n ervaring gehad dat die Here almagtig is, dat die Here genadig is, dat die Here voor hom uitloop, dat hy die Here se stem ken. Jesus kom in die Nuwe Testament en hy kom verduidelik vir ons hoe is hierdie herder, hierdie almagtige groot God. Hy sê daar in Matteus 6 en ek wil dit vir u lees, die sorge van die lewe. Die Here Jesus sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam of wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos nie, liggaam nie belangrik as klere nie. Kyk na die wilde voëls ensovoorts. Dan kom hy weer in Matteus 6 en so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. Miskien moet ek eerder vra, dink u werklik ons het 'n herder nodig? Het u 'n herder in u lewe nodig? Want ek kry partymal die idee dat die moderne mens het so onafhanklik geraak. Hy het so geraak, so vol selfvertroue,
wat 'n mens kan sê, hierdie persoon het niemand se raad nodig, hy het geen herder nodig, hy kom op sy eie manier reg. Hy kan sonder God klaarkom. Nou kom ek sê vir u, as jy nie die Here dien nie en jy aanbid nie die Here nie, en dis wat u en ek nou op hierdie dag doen. As jy hom nie aanbid nie, as jy hom nie dien nie, as jy nie hom in sy grootheid voor hom neerval en hom aanbid nie, dan sê jy eintlik, ek het nie 'n herder nodig nie. En dis in wese eintlik, sê die Bybel, die mens se probleem, soos Jesaja sê, ons het almal afgedwaal, ons het geloop, so skape, elkeen het sy eie pad geloop. Juis omdat ons oordeel, ek het nie 'n herder nodig nie. Die vraag vanoggend is, broer, suster, het jy 'n herder nodig? Het jy God nodig in jou lewe? Nou, ek lees hierdie lied wat 'n digter, 'n Sweedse digter met die naam van Carl Gustav Boberg geskryf het, O Store Gud. Dis 'n lied wat wêreldwyd aanklank gevind het en reg oor die wêreld gesing word, en ons gaan dit ook vandag sing. Is later aan vertaal deur 'n Engelsman, Stuart Hine, as How Great Thou Art. Hy sê, O Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, the power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Saviour, God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour, God, to thee. How great thou art. And now verse 2, when through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. And when I look down from lofty mountain grandeur, and see the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Saviour, God, to thee. And there verse, and when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Lied 464 in ons liedboek, O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou, die son, die maan, die aarde, sterre, wolke, hoe jy dit elke dag onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God, hoe groot is u, groot is u. Ek sien die veld, die bosse, ek hoor hoe fluister grasse stroom en wind. Nou, broer, suster, baie kere dink ons oor ons manier van God, dat ons dink God verstaan nie, God sien nie my raak nie, God hoor nie van my nie. Ons moet onthou, daar's niks wat met God vergelyk kan word nie. En God is altyd daar, die grootheid, die majesteit, ons kan maar net voor hom neerval en buig. En dis wat Psalm 23 probeer doen. Al wat ons kan doen in ons duister omstandighede, in ons hartseer, in ons moeilike omstandighede, is om net te weet. En soos Dawid te kan bely en sê, die Here is my herder. Die God, broer, suster, wat u en ek aanbid, is nie 'n God wat met 'n mens se verstand uitgeredeneer kan word. Ons kan nie God maak wat ons wil hê hy moet wees nie. God is God. Hy is Yahweh. Hy is Adonai, hy is El Olam, hy is die lewende God. Hy is daar in alle omstandighede wat u en ek ook ondervind. En daarom in Jesaja 40 ook sê, met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige, wie is soos ek? Ek wil hê met huis toe gaan, broer en suster, en vir jouself gaan vra, wie is soos die Here? Wie is soos Adonai? Wie is soos Yahweh? Wie is soos El Olam? Wie is soos die lewende God? Hy is onvergelykbaar, onmeetlik. Maar weet jy wat is die wonder? Hy reik uit na u en my, hy bring sy seun. Hy laat sy seun in 'n kruis vir ons sonde sterwe. Hy maak u en my deel van sy heerlikheid. Die een wat ons met alles van harte kan vertrou, wat ons lewens in sy hand hou. Hy is die herder.
Die Here is my herder. Amen. Hemelse Vader, die vraag wat in ons harte brand is die Here werklik ons almal se herder? Kyk ons werklik op na hom in sy grootheid, in sy almag, in sy ontoeganklike lig wat daar is. Here, help vir ons om te besef die Here, die herder, ons God, is so groot dat ons as mense met ons klein verstandjies glad nie 'n idee kan vorm nie. En vergewe ons as ons dikwels U klein maak sodat ons U kan hanteer en beheer en sodat ons besluite kan neem. Help ons, Here, om soos Dawid te kan sê en kan bely, die Here is my herder, hierdie groot God, hierdie lewende God, hierdie El Olam, wat so groot en ondeurgrondelik en magtig is, dat ek maar net in verwondering, soos Lied 464 kan sê, o Heer my God, as ek in eerbied wonder. Ag Here, gee dit ons as mense, U grootheid, U heiligheid, altyd voor U sal buig, en dat ons U sal dien, omdat hierdie groot, hierdie lewende God, tog ook my herder wil wees, in my elke dag se lewe. Seën hierdie gemeente, Here, gee dit ons, almal sal kan bely en sê, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Amen. Ek kry geleentheid om die Here te dien met U dankoffer. Hemelse Vader, dankie dat ons voor U kan buig, U wat ons Here is, U wat ons God is, U wat ons herder is. En dankie dat ons hierdie offer aan U kan wy en kan vra, Here, gebruik dit in die koninkryk, gebruik dit om U naam groot te maak, U koninkryk uit te brei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. O Heer, my God,
so as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God, hoe groot is U. Kom ons sing verse 1, 3 en 4, 1, 3 en 4, 3 verse van O Heer, my God. Ok, 4 verse op. Goed, kom ons sing al 4 verse, 1, 2, 3 en 4.
Ja, Here, hoe groot is U naam in hierdie wêreld van ons. En ons gebed is, Here, dat U ons hier wat teenwoordig is, elkeen sal gebruik as instrumente, Here, dat ons U grootheid sal verkondig, dat ons U grootheid sal beaam, en dat ons saam met gelowiges dwars deur die wêreld sal sê, die Here is ook my herder, my God is 'n groot God. En daarom is ons gebed, Here, mag U genade, U liefde, U vrede en U gemeenskap werklik met elkeen van ons wees en bly, sodat ons elke dag U grootheid, U lof sal besing. Amen.